Ons is stelselmatig besig om aan die einde van hierdie kort mini-reeks te kom. En nou wil ek hê, ons moet aangaan in Romeine 8 vanaf vers 11. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het ook julle sterflike liggame lewendig maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Nou wil ek hê ons moet kyk wat is hierdie oorbruggingaspek wat ek in die eerste preek aangeraak het. Hierdie vraag, hierdie stukkie van die puzzle wat missing is. En ek het altyd gewonder, Here, U leef in my. U gees leef in my. Dan sê hy ook, Christus leef in my. Ek leef nie meer nie. Maar waar pas die lewe van Christus in my in, as U dan ook in my leef? En as U dan vir my lewend maak deur U lewe? Waar, Here, pas dit in? Hoe kry ek dit in my koppie uitgesorteer, dat terwyl God as gees in my lewe is, en terwyl die Heilige Gees in my lewe, en terwyl Christus my lewe is, wat is die realiteit dan nou? Wat het gebeur dat die Bybel dan duidelik ook verklaar dat Christus is ons lewe? En nou wil ek weer terugkom na daardie skrifgedeelte in Hebreërs, waar hy sê dat dat Christus is deur God gegenereer. Kom ons kyk na Hebreërs 1 vers 5. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek U gegenereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Die is 'n kardinale vers, saam met Johannes 5 vers 26. Laat ek Johannes 5:26 sommer ook vir julle hierso ingooi. Ek het nou nie beplan om die vers vir julle te gee nie, maar ek gaan hom in elk geval vir julle gee. Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. Toe die Vader vir Christus uit homself uitgegenereer het. Hy het nie nou 'n engeltjie gemaak en gesê, nou is jy my seun. Hy sê nee, hy het Christus uit homself gegenereer. He generated Christ out of him. Met ander woorde, hy het 'n hele nuwe lewenslyn begin in hierdie Christus. Maar hy het 'n paar dinge voor oë gehad toe hy gesê het, hy het nou Jesus gegenereer. In die eerste plek het hy Jesus gegenereer om die woord te wees van die skepping, die ene wat die hele skepping onderhou deur die woord van sy krag. Tweedens het hy Christus gegenereer sodat hy 'n offerlam kon wees vir die mense. Derdens, hy het Christus gegenereer om die wet te vervul en die wet te vernietig. Vierdens het hy Christus gegenereer om die sonde en die bron van die sonde, Satan, te vernietig. Vyftens het hy Christus gegenereer om Adam mors dood te maak.
om ter dood te veroordeel en die sonde natuur van Adam te vernietig. 6de plek, het die Vader vir Christus gegenereer, sodat ons deelagtig kan word aan die natuur van God. 7de, hy het Christus gegenereer, sodat Christus in ons die oorbrugging van God se lewe in ons te kon wees. Deur nommer 8, die opstanding. En die Vader sê, ek moet hierdie Christus die lewe van die mens maak. Ek kan nie my lewe vat en in die mens inplaas terwyl daar nog 'n teenwoordigheid van sonde is nie. Vader kon nie net homself kom inplaas by ons terwyl die sonde en die wet nog teenwoordig was nie. Vader moes 'n manier kry om die wet en die sonde ter dood te veroordeel en dit tot niet te maak, sodat daar dan daarna 'n heiligheidssfeer, ek noem dit maar for the lack of a better word, dat daar 'n heiligheidssfeer moet wees waarin God as homself kon funksioneer. En daarom gee hy aan Christus sy lewe. Want die Vader sê, as daar nie 'n offerlam is nie, kan daar nie vergifnis van sonde wees nie. Want sonder die vergieting van bloed is daar nie 'n vergifnis van die sonde nie. Vader is gees. Hy het geen bloed in hom nie. Maar hy moes iets genereer uit hom uit, wat op 'n stadium sou bloed moes hê, wat gestort kon word. Want Vader het dit duidelik gemaak dat die lewe is in die bloed, en die lewe van die siel is in die bloed. Maar daar moes 'n manier kom, waarin God sy lewe in ons kon vervoer, in ons kon inplaas, in ons kon oorplaas, in ons kon uitgiet. Daai kon slegs gewees het uit 'n bloed wat ontstaan het uit die implanting van 'n manlike sperm wat die bloedgroep determineer, die bloedgroep vasstel. So wat die Vader doen, is hy genereer Christus, maak Christus in Maria 'n menslike saad, en die sperm wat die Vader in Maria inplaas, deur die werking van die Heilige Gees, daai sperm in Maria skakel met Maria, vorm 'n liggaam, maar die bloed kom vanuit die kern van daai sperm uit. So die sperm van die Vader in Maria bepaal dus toe die bloedgroep van Christus. En daai bloedgroep het gefunksioneer direk van die saad, sperm, lewe van die Vader. So dis 'n bloedgroep wat die DNA van die Vader God besit, niks aardse DNA nie. En in daardie bloed het die Vader die bron gevind om sy lewe in die vorm van saad in ons te kan inplaas, en word Christus die eindresultaat van daai saad. Hoe dit gebeur? Dat Christus moes sterf op die kruis. Hy gee sy gees in die hand van die Vader oor, dat hy sy bloed kon stort vir die sonde, onskuldige, geskape bloed kon stort vir die sonde, maar bloed wat geskep is uit God se sperm. Dat hy daai bloed kon giet oor die sonde, en die sonde kon vernietig, maar terselfdertyd, in daardie bloed is die saadlewe van die Vader. En gebruik Vader
hierdie bloed van Jesus Christus as die vervoermiddel om sy lewe in die mens in te bring. Hy gebruik tweedens daai bloed om die saad in die mens in te bring, die saadlewe van die Vader. Maar met die verskil, die saadlewe wat hy as Christus in die mens inplaas is volledig Christus. Ek wil dit met respek sê, die volledige en die volkome Christus, wat God was nog vanaf die begin. Hy sê, maar om daai God lewe, wat uit my gegenereer is, in die mens te kan oorplaas, moet daar 'n vervoermiddel wees, daar moet 'n vervoermedium wees, waardeur ek my lewe sperm en my lewe saad in die mens kan inplaas, en dit is die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus beslaan die volle elementele krag en lewe van die Vader. En toe daai bloed in ons uitgestort word, toe deponeer daai bloed in ons die saad, volkome en volbringende saad en volwasse saad van God, naamlik Christus as die lewende God in ons in. Let wel, hy plaas die saad in ons in, maar dis nie te sê, daai saad het uitgeskiet en begin vrug dra nie. Al wanneer daai saad begin uitskiet en begin vrug dra, is as daar 'n lewe op daai saad toegepas word. Onthou, daai saad is in sy self lewe. Hy's in sy self lewe, maar daar is iets wat daai saad moet aktiveer om die lewe van God te word. Die bloed was gebruik om die saad te plaas, ja. En hy het die saad daar geplaas, maar iets moes daai saad laat bloei, moes daai saad laat uitspring, dat hy kan begin vrug dra, en daai was gewees die opstanding van Jesus uit die dood uit. Daar neem Jesus sy bloed na die Vader toe, hy sê, ek het alles gedoen wat u van my verwag het. Vir my het u 'n liggaam berei, en ek het u wil gedoen, en ek het u wil voltooi. Hy het toe afgegaan, en hy het sy oorwinning in die hel verklaar, en vir die mense gevangene geneem, wat in die wette en in die profete gesterf het, wat nog nie Christus geken het nie, en hulle gevat na die heerlikheid van die Vader toe. Maar daar was nog die saad gewees, wat gedeponeer was deur die bloed. En die Vader sê toe, goed, al manier hoe daardie saad oorbrug kan word na lewe toe, is as daar die eerste plek, die dood van Jesus as jou eie dood bely word, dat die storting van die bloed van Jesus, as jy dit bely as wat vir jou gestort is, en in jou ingekom het, en die lewende saad van God in jou gedeponeer het, en dan sê jy, Jesus, al wat daai saad kan laat uitkom, en laat uitgroei, en laat uitskiet, is u lewe. Romeine 5 vers 10, Kolossense 3, Galasiërs 2:20. En die oomblik toe jy sê, Jesus, ek vra dat u lewe my red. Wat se lewe? Nie die lewe van Jesus van Nasaret nie, maar die lewe van die Christus wat uit die dood uit opgestaan het, die lewende God. Toe jy vir hom sê, Jesus, ek vra nou dat u lewe my red. Toe kom daar die lewe, en hy konnekteer met daai saad, en daai saad ontplof, as die lewe en die volkome, volmaakte Christus in jou. So wat sê die Vader? Hy sê, daar is 'n manier wat ek moet kry, om my lewe in die mens te kan kry, dat die mens met my weer geskakel kan word. Wat gebeur? Hy genereer Christus, hy gee Christus sy lewe,
kom ek sê, die Vader gee aan Christus die Vader se lewe om dan die lewe van Christus te word. Daai lewe word deur die bloed as die saad van God in ons gedeponeer. Daardie lewe kom tot volle mag toe ons Christus se opstanding en se dood en opstanding as ons dood en opstanding bely het. En toe skop daai saadlewe van Christus in. Die Heilige Gees laat hom ontplof in ons. En ons kry die kennis van Christus. En nou met daai saadlewe, wat die lewe van die Vader is, wat hy in Christus gegee het as sy lewe, het hy aan Christus die reg gegee om daardie selfde lewe wat Christus is aan ons oor te plaas, in ons oor te plaas, dat ons dan ook deelagtig het aan die lewe van die Vader, en bring daai lewe wat skielik begin lewe en funksioneer in ons as Christus in ons, bring hy ons in kontak met die Vader, en sê Paulus, is julle lewe in Christus, in God verborge. Dit beteken gewoon, daardie lewe wat deur die Heilige Gees in die bloed van Jesus in ons ingestort is, as die saad van die Vader was, Christus in sy volle wese. En daai Christus versoen ons met die Vader, en hy bring ons in kontak met die Vader, en hy sê, nou is jy terug na jou oorspronklike lewensbron, wat God altyd wou gehad het, die mens moet wees. Naamlik dat die mens moes funksioneer met en vanuit en in die lewe van God. En al hoe God sy lewe in ons kon inbring, was deur daardie lewe aan Christus te gee, dat Christus die eie reg het op daai lewe, en om daai lewe dan te distribute aan wie ook al hom sou bely as verlosser en saligmaker, en as God opgestaan uit die dood uit. Daarmee saam sê dan, Christus, nou word u my lewe, ek vra dat daardie lewe wat die Vader vir u gegee het, dat daardie lewe vir my nou kom red, en dat daai lewe nou vir my terugbring na my Vader, na die bron, na die kern en die oorsprong van diviniteitslewe. So met hierdie lewe van Christus in my, het die Vader verseker dat hierdie Christus Vader se lewe in ons kan gee. Dat die Vader met sy Gees deur Christus in ons kan kom woon en by ons kan kom wees, en het hy die Heilige Gees gegee om ons te lei in hierdie waarheid in, sodat ons kan besef dat ons oorsprong is eintlik vanuit die Vader. Dis waar ons lewe verborge is, in Christus, in die Vader, en leef ek dan nou met die lewe van God almagtig, aan Christus gee, en wat Christus as God almagtig, sy lewe, as die God lewe, die diviniteitslewe in ons kon plaas, sodat die Vader deur daardie lewe by ons kan kom inwoon, en dat ons dan skielik besef, maar wag 'n bietjie, nou is my lewe mos in Christus, in God verborge. En dis dit. Daar bring ek die reeksie tot 'n einde. Sterk woorde, diep teologie. Gaan lees dit vir jouself, gaan bid daaroor, en aanvaar wat ek vir jou sê. Onthou, op die einde van die dag, gaan alles net omtrent Christus. Christus in jou, die hoop op heerlikheid. Die Vader God wat homself by jou kom inwoon het, en die Heilige Gees, wat hierdie wonderlike misterie van godheid en goddelikheid en heerlikheid aan ons kan openbaar in opdrag van die Vader. Maar tot ons weer eendag gesels, mag die Here julle seën. Totsiens.